So ouens, ons praat die afgelope tyd oor, en hier moet julle my help, julle sal sien, ons het oral hierdie plakate teen die mure geplak, dis nie om kleur te gee aan die vertrek nie, dis om jou en my te herinner van waarmee is ons besig, wat is God met ons besig, waantoe, wat is hierdie pad wat hy met ons stap. En ek dink teen hierdie tyd sal julle almal al weet, en julle is al redelik in het ingedrul, dink ek, om te verstaan dat die Here se plan met jou en my lewe is om groot te word. Sê vir iemand langs jou, is jy al groot? En ons weet groot word, vir die van julle wat ook nou die eerste keer is of besoek, groot word het niks te doen met jou fisiese gestalte nie. Dit het te doen met jou menswees, volwas word, nee? Om groot te word, om nie meer te wees soos 'n kind nie meer kinderagtig op te tree nie. Nie meer emosionele uitbarstings te hê nie meer impulsiewe goeders te doen en goeders te sê nie. Nie meer wanneer vrees jou konfronteer, jou toys uit die kot uitgooi en jy totaal en al in 'n beswyming ingaan en jy begin aan die bewe en die ruk en die skit gaan en jy gaan kruip weg en jy sit en verwag die ergste om met jou te gebeur nie. Volwassenheid moet ons kan meet aan iets en die prentjie wat vir ons gegee word vir ons volwassenheid is die beeld van Christus. Onthou julle ons lees dit. Waar praat ons van, wat is daai skrif wat sê jy moet na die beeld van Christus toe verander word? Help my 'n bietjie Romeine 8, sê vir iemand langs jou Romeine 8:29. Hy sê daar, jy moet na sy beeld getransformeer word, nee, gelykvormig word. Jy moet gelykvormig word aan Christus se beeld. Nou as die Bybel dit vir ons sê, dan moet ons mos 'n idee kan kry van hoe lyk daai prentjie van Jesus. En ons het nou al vir julle foto's gewys en 'n bietjie daaroor gepraat en gesê, dis nie die prentjies wat ons op die pos of op die Kersfeeskaartjies kry van Jesus nie. Julle almal weet dit. Dis nie daai mooi gesiggie met die heilou om hom en hy lyk soos 'n Europese Jesus met hierdie lang mooi long blou oë en krulhare nie. Ons praat nie van daai beeldjie nie. Ons praat van die menswees van Christus. Ons praat van sy karakter. Ons praat van wat is dit wat hy kom doen het, wat gemaak het dat mense hom herken het as die Messias, as die Seun van God. Wat is dit wat hy kom doen het, wat vir mense hoop gebring het, hierdie nuwe lewe kom gee. So ons moet in die Bybel indelf om te gaan raak sien, maar hoe lyk dit? So hy sê vir ons Romeine 8, dat ons moet na sy beeld toe verander word, of gelykvormig word. Maar om daar uit te kom is 'n proses. Sê so 'n bietjie dis 'n proses? Dit gebeur nie so nie. Dis 'n proses om volwasse te word. As die kinders dit sal ons almal weet, en dis wat die Bybel met van ons van praat, is dat ons is nou wedergebore, ons is nou, as jy wedergebore is, dan beteken dit jy's 'n baba. En daai baba moet groei, en die manier hoe hy groei is, hy moet kos kry. En dis 'n sistematiese proses. Daar's fases, daar's tye wat daai persoontjie, daai klein mensie moet deurgaan, en elkeen van daai fase noem ons dit ietsie, en jy kan sien daar's sekere bepaalde groei wat plaasvind, en soos wat daai groei aanhou en aanhou plaasvind, kan jy begin sien, okay, maar hierdie kind is besig om groot te word. Maar dit het nie net te doen met sy fisies nie, dit het te doen met hoe jou kind reageer, met hoe jou kind redeneer, met hoe jou kind praat, met hoe hy optree. Al daai goeders is wat jy dit aanmeet, om te sien, okay, hy's besig om volwasse te word. Wanneer ons sien, daar kom, jou kind is nie waar ander maatjies van sy ouderdom is nie. Dan raak ons 'n bietjie bekommerd, want jy meet dit obviously mos aan die standaard, of aan die algemene groei van almal om hulle, en dan as daar 'n probleem is, dan sal jy gaan vra vir hulp. Dan sal jou kind na 'n spelterapeut toe vat, of wat het ons verkuiling gehad? Arbeidsterapeut, nee. Dan sal jy hom na arbeidsterapeut toe vat, en dan sal hulle sekere toetse doen, en kyk, maar hoekom ontwikkel die kind nie vinnig genoeg nie? Is daar regtig probleme, is daar komplikasies? Is die kind in my geval soos ek, hy's maar net 'n bietjie stadige ontwikkelaar gewees? So jy doen moeite, want jy kan sien, hoor jy, maar hierdie kind is nie waar hy eintlik moet wees nie. En dis wat ons moet doen. In ons groei in ons geloofslewens moet ons ook kan eerlik wees met mekaar en kan meet en kan sê, maar weet jy wat, ek is nie waar ek eintlik al moes gewees het nie. Wie van julle voel so in jou geestelike lewe? Dan moet meer hande opgaan, maar in elk geval, maar julle hoor wat ek sê. En dis waar die woord van God ons help, is sodat ons onsself kan meet, nie aan ander mense se standaarde nie, maar ons moet hom gaan meet aan Christus, die beginner en die volëinder van ons geloof. Ons moet ons oë op hom hou. Hy is die een wat ons moet kyk, hey,
waar moes ek al teen die tyd gewees het? Maak dit sin? Right. So dan kan jy saam met my gou blaai na Romeine 12 toe. En ons het so 'n paar weke terug, het ons 'n illustrasie hier voorgedoen oor hierdie gedeelte. Romeine 12 vanaf vers 2. Hy sê die volgende, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Onthou julle toe ons gepraat het van moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, toe het ons wat se voorbeeld gebruik? Die kamouflering. Sê so 'n bietjie kamouflering. Onthou julle, ag Hendrie, wil jy nie gou by my kom staan nie? Skus, laat ons net gou hierdie ene weer lekker optel. So ons het gepraat oor, hy sê moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, jy kan vir ons daai baadjie gaan aantrek. En ons het dit genoem, moenie gecamouflage word met die wêreld nie. Want wat is die idee nou weer van kamouflering? Is om in te smelt, nee. Dis om deel te word van. Dis om dieselfde te wees as. En nou kom hy, ekskuus? Nou sê dis baie lelik. Jo. Nou sê hy moenie gelykvormig word aan die wêreld. In ander woorde, moenie as hulle na jou kyk nie, moenie in jou taal en jou optrede en jou gedrag en jou manier van dink, moenie dieselfde wees as die wêreld nie, want jy moet uitstaan. Ons is mos 'n heilige mensies. Nee, ons is mos nou die geregtigheid van God in Christus. Ons is nou geheilig. So ons is anders, ons is nie meer in hierdie wêreld of van hierdie wêreld. Ons is in hom, maar nie van hom nie. Nou sê hy, don't be camouflaged. Moenie dieselfde lyk nie. Bly nie daai hierdie. Nou sê hy vir ons, word nie gelykvormig nie, maar word verander. Word verander. Toe ek en jy sondaars was, toe was ons so. Wie van julle was almal sondaars? Wie was goeie sondaars? Nee, ja, James, jy kan eintlik al twee hande optel. Ons is professionele sondaars, ouens. Party van ons het gehardloop vir die eerste prys. Nee? Hy sê, toe jy sondaar was, het jy so gelyk, want dis hoe die wêreld gelyk het. Maar nou sê hy vir jou en vir my, ons moet wat? Verander. Daai veranderingsproses is daai mooi Griekse woordjie metamorfose. Dis 'n gedaanteverwisseling wat jy ondergaan. Onthou julle toe ons hy swart skerm hier gehad, toe het ek gesê, okay, maar hoe vind daai verandering plaas? Hoe gebeur daai metamorfose? Dit gebeur in 'n omgewing wat jy nie met jou eie oë kan sien nie. En hierdie verandering wat hy hiervan praat is, jy sal sien hy gebruik 'n woordjie daar, gemoed. Hy sê deur die vernuwing van julle gemoed. Daai woordjie gemoed is jou gedagtes. Daai verandering wat moet plaasvind gebeur hier en dis nie iets wat jy voor jou oë fisies kan sien dat dit besig is om te gebeur nie. Dis hoekom hulle die voorbeeld gebruik van 'n mot wat hom gaan toespin in 'n kokon. En as jy hom toespin in 'n kokon, dan kom hy uit as 'n wat? Nee, is eintlik andersom, nee. 'n Wurm, skies. Ek het laergraad biologie gehad vir die eerste 2 jaar. Dis 'n wurm wat homself toespin in 'n kokon en dan gebeur daar iets binne in daai kokon wat jy nie met jou oë kan sien. Jy kan dit nie sien nie. Daar word 'n papie daar binnekant gevorm, nê. En dan binne in daai papie is waar hierdie verandering begin gebeur en dan as daai papie uitbreek, as daai skilletjie afgegooi word, dan skielik het jy hierdie hele ander nuwe wese voor jou. Die ding wat uitkom is anders as die ding wat ingegaan het. Maar jy kon dit nie sien met jou oë nie. En dis wat die Bybel van praat van, dit is wat met ons moet gebeur. So jy is gekamoufleer, kom jy in God se koninkryk in, en dan iets gebeur met jou. Iets wat met jou gebeur. Jy ondergaan nie 'n uiterlike verandering nie. Ons vat jou nie, en ons vat jou en ons druk jou in 'n shower, en ons maak jou skoon, en ons reinig jou buitekant, en ons was jou hier nie. Daai verandering wat gebeur, is op 'n plek hier binnekant. Die Bybel sê jou hart word gesny. Jou hart van klip word nou skielik 'n hart van vlees. Sodat alles wat met jou gebeur is hier binnekant. Wat nou gebeur is, die dinamika van daai verandering hier binnekant is so groot dat dit laterand buitekant toe begin gedemonstreer word. Nou kan mense aan die buitekant begin sien, but something is different about you.
Amen. En dit is wat hy met ons mee praat. Maar ons moet verstaan dat om gelyk te word aan Jesus is 'n proses en dis waar transformasie inkom. Nou sê hy vir ons gekamoufleer. Jy moet nou anders begin dink. Die manier hoe jy gaan verander word is jy moet anders begin dink. Hier moet iets change. Met die COVID, dankie Hendrie, jy kan maar uittrek boeta. Met die COVID gaan sit ek vir 'n toets. Ek het eers in ons kerk COVID gekry 2020. En nou gaan sit ons daar by daai kliniek waar hulle nou die toets doen en nou so ry mense van ons wat daar sit. En ek sit en net voor my is 'n ou wat nou voor my getoets moet word, maar dit moet sulke magtige earbuds op steroids. Het julle daai goed gesien wat hulle gebruik het? Ek weet nie wie van hulle gaan nie. Nou sit daai ou hier langs my, nou dink ek, wat gaan sy met daai ding doen? En sy kom na die ou hier langs my toe en sy druk hom hier en sy sinusholte op, nê. Maar sy druk hy ding hier en sy sy neus op, hy staan daar rond op sy tone, nê. En sy druk hom so diep, hy skreef vir haar, hy sê, hey, do you want to change my mind? Nou needless to say, op daai oomblik het ek gevoel, daar kom 'n tipe genesing oor my. Ek voel ek vir sê, nee, ek is alright, ek's fine, ek dalk net 'n ligte verkoue, maar die vraag is, how do we change our minds? How do we change our minds? Hoe gebeur dit? Hoe vind dit plaas? En ek wil jy moet saam met my, want ek wil, in verdra my asseblief, maar ek wil vandag so elementêr as moontlik met jou praat. Ek wil nie vandag teologies slim probeer klink en vir jou diep openbaringe probeer gee nie. Ek wil nie ons moet vandag net so bietjie sistematies deur dit werk. So as ons kan stap vir stap, so verdra my, ek gaan vir jou 'n paar skrifte gee, maar ek wil hê jy moet dit onderstreep, want as jy uitstap, is dit belangrik dat jy gaan weet hoe om dit toe te pas daar buitekant. Maak dit sin? So asseblief ouens, moenie net sit en kyk vir my nie. Maak notas sodat jy want dis iets wat jy gaan moet begin doen. Jy kan nie net daaroor mediteer nie. Daar's iets wat van jou kant af moet gebeur sodat dit kan gebeur. So bly gou saam met my na Efesiërs, eintlik Kolossense. Blaai eers na Kolossense toe. Kolossense 3. En ons gaan tussen 2 verse rondspring so bietjie, so jy kan jou vinger daar hou of jou notas daar hou. Kolossense 3. Vanaf vers 5. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarheen ook julle vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Kyk gou vir my. So sien jy, hy praat nou met ons toe ons nog sondaars was. Maar hy herinner hierdie kerk, hy herinner hierdie Christen en hy sê vir hulle, ouens, onthou, maak dood daai ou gewoontes, daai ou mens. Kry klaar met dit. En nou skilder hy vir hulle 'n prentjie om vir hulle te sê, want onthou, julle was ook op 'n tyd so gewees. En dit het julle almal nou bevestig toe julle hande opgesteek het. Ons almal was sondaars. Ons almal het so geleef. Ons almal het in verskillende mates dalk, maar almal van ons was ongehoorsaam geweest. En nou sê hy, kry klaar met dit. Waarin julle vroeër gewandel het, vers 7, toe julle daarin geleef het. Maar nou, sê so 'n bietjie maar nou moet julle ook dit alles af lê. Hendrie, skus, ek gaan jou baie gebruik vandag, my pella. Trek vir weer daai baadjie aan. Ek wil hierdie prentjie net vasmaak. So hy beskryf nou vir ons hoe jy gelyk het, hoe jy was. Nee, jy was gekamoufleer, jy was soos die wêreld. Nou sê hy vir ons, maar nou moet jy dit alles af lê. Lê nou die baadjie af. Raai toe gooi hom sommer op die grond. Klaar met jou, nee. Satan. Rabba Satan, nee, okay. Nou is jy klaar met daai.
Jy het dit nou afgelê, daar lê die ou mens. Maar nou verduidelik hy vir jou, wat is dit? Hy sê naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle monde uit. Lieg nie vir mekaar nie, hoor nou. Omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. So daai ou mens is veronderstel om dead, gone, buried te wees. Jy slaam met hom. Maar nou moet daar iets anders gebeur. Nou verduidelik ek vir jou, wat moet nou gebeur? En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe geword het na die kennis van die beeld van sy skepper. So as jy van hierdie ou mens ontslaag geraak het, sê hy, nou moet jy 'n ander mens gaan aantrek. Wat is daai ander mens? Hy praat van die nuwe mens. Hierdie nuwe mens. Hy sê, nou moet jy jou met hierdie nuwe mens gaan aantrek. Hy laak ons bietjie klein. Ek sê dit het hy dan 'n lelike kommentaar oor my baadjie te sê gehad. Dis 'n enkel bietjie, né? Jy's 'n dubbel bietjie. Alright. Nou sê hy. En julle moet julle met die nuwe mens beklee, vers 10, wat vernuwe geword het tot die kennis na die beeld van sy skepper. So hierdie nuwe mens het nou kennis gekry van sy skepper. Nou is dit jou en my verantwoordelikheid om daai nuwe mens wat weet van sy skepper en hoe sy skepper is en wat hy wil hê, jy moet jou nou met hom aantrek. Ons het daai dag gesê ook, die probleem is baie kinders van die Here lê die ou mens af en dan kom hulle nie op by plek waar hulle die nuwe mens aantrek nie. So nou wat met hulle gebeur is, al wat hulle nou probeer doen is, hulle probeer nou net om net nie meer te sondig nie. Want as jy vir baie kinders van die Here vra, dan sal jy hoor, ons meet ons geestelike groei, of ons volwassenheid, meet baie mense aan hoe min hulle sonde. Maak dit sin? Ek so goeie mense, ek het baie minder gesondig vandag. En al wat jy eintlik doen is, jy word maar eintlik soos 'n karwag. Al verskil is, jy's nou 'n grafwag. Sê net so 'n bietjie grafwag. Dit beteken al wat jy doen is, jy staan maar net hier by die graf, by die ou mens wat begrawe is, en nou loop jy rond met so 'n spiritual knippel, en jy loop aan, en al wat jy wil seker maak is dat hierdie ding moet tog nou net nie uit die dood uit opstaan nie. As dit lyk asof daar 'n geit of 'n nik is wat wil opstaan, dan nok jy hom met die woord, en dan bly jy daar. En hoe minder hy opstaan, hoe beter voel jy oor jouself. Maar dis nie wat ons voor geroep is nie. Ons is geroep om hom neer te lê, klaar te kry, en dan moet ons hierdie kant toe gaan, en nou moet ons onsself beklee met hierdie nuwe mens. Maar hy sê 'n belangrike ding, hy sê dat jy het die kennis, ons het die kennis van hoe hierdie nuwe mens lyk, wat in die beeld van God geskape is. Die vraag is, wat doen jy nou met daai kennis? Dis die vraag. Luister saam met my. Hy sê, en julle moet met die nuwe mens beklee word, wat tot die kennis van die beeld van sy skepper geskape is. Vers 12. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heilig en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Vers 14. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Sien julle die hele tyd? Beklee, trek jou aan met hierdie nuwe mens. Blaai gou saam met my nou na Efesiërs 4 toe. Hy vertel dieselfde tipe storie, net met 'n bietjie van 'n ander aanslag hierso. Hy sê, kom ons lees van vers 17 af. Hy sê, dit sê ek, en betuig ek dat in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel nie. Sien julle weer, don't be camouflaged, moenie soos hulle wees nie. In die verdwaasheid van hulle gemoed nie, van hulle verstand. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid.
Om in hebsig, dit beteken gretig, om in gretigheid allerhande onreinheid te bedrywe. Moenie so wees nie. Vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Paulus sê hierso, daai ou mens wie julle was, daai ou goed wat julle gedoen het, julle het gesien, dit is nie hoe Christus is nie. Julle het hom nie so leer ken nie. Jesus is nie so tipe mens nie, hy het nie so opgetree nie, hy het nie daai gedrag gehad nie. So hy sê vir jou, daai per implikasie is, julle het Jesus leer ken as iets in iemand anders. Verstaan julle dit ook so? En dis hoekom hy in 'n ander gedeelte in Kolossense gesê, julle het die kennis van die Skepper het julle gekry. Waar? Deur om Jesus te observeer. Die ouens wat daai tyd nog geleef het, wat hom gesien het, maar ook die ander vir wie hulle geleer het van Jesus. As ek by jou kom, en ek praat met jou oor Sjaal. Ek en jy staan en gesels en ons het 'n gesprek om 'n braaivleisvuur en Sjaal se naam kom op, vir watter rede ook al. Julle gesien hoe lank is daai ou in die kerk? Nee? Ons het ons ietsie wat ons mense aanken. Lang ou. Ja, Sjaal, waar kom hy vandaan? Nee, hy kom van Middelburg af in. Ja, nee, okay, ons praat bietjie oor Sjaal en gesels en iemand dalk al van sê vir my, "Jy's weet julle ouens wat nie? Ek weet nie wat nie, maar daai lang stilte van daai ou laat my baie ongemaklik voel." Hy laat my dink aan een van die ander ouens wat jou in jou oë sal kyk en vir jou sal smile, maar agteraf sal hy jou bevark met besigheid en sal jou indoen. Jy weet, nou begin hy gesprek so. Maar ek staan in daai geselskap, maar ek ken Sjaal want ek en hy bou verhouding. Ons spandeer tyd saam met mekaar. Ons bid saam, ons het Bybelstudie saam met mekaar. Ons is in 'n goeie verhouding. Nou praat hierdie ander ouens oor wat aannames wat hulle gemaak het. Praat hulle oor hom. En nadat hulle nou lekker diep in die gesprek is, dan haak ek af van sê ek vir hulle, luister en stop gou. Kom ek sê vir julle, ek ken vir Sjaal. Ek het hom nie so leer ken nie. Daai wat julle nou sê, het ek nie by hom ervaar nie. Dis 'n man van integriteit. Hy het karakter, hy's 'n man van sy woord. Hy gee sy beste waar hy kan. Hy's getrou in die Here, getrou in sy vrou, getrou met sy kinders. Dit wat hy sê, dit doen hy. Hoekom het my woord meer gesag as hulle opinie? Want ek ken hom. Ek het hom so leer ken, ons het tyd saam met mekaar spandeer. Ek staan eendag by 'n braaivleisvuur, ons het net hier aangetrek by in George. En my laaitjie speel rugby en die rugbygroepie se paas het almal 'n braai op 'n plaasie buitekant en nou so staan ons almal om die vuur, maar nou ken hulle my nie, dis die eerste keer wat ek daar is. Niemand weet ek is 'n pastoor nie, want ek loop nie met my pastoor badge rond nie. So niemand weet dit. Nou staan hulle om die vuur en praat nonsens en grappies en wat. En die week voor dit was daar 'n operette by die skool. Wat noem hulle dit vandag? 'n revue. Ekskuus, hulle noem dit 'n revue. Ons tyd was dit 'n operette, né? Nou het hulle 'n revue by die skool gehad. En in die revue is daar 'n dogtertjie gewees wat een of ander rol gespeel het, maar die meisietjie was 'n bietjie geset gewees, né? 'n groterige gultjie gewees. En sy was baie cute gewees, maar obviously het sy so 'n bietjie uitgestaan. Nou, na dit kom ons by die braaivleis. Nou staan en praat almal ons. En een van die paas maak 'n grappie oor die meisietjie wat toe nou so 'n bietjie groot is. Hy sê, "Hoor, het julle hierdie girl op die stage gesien? Julle sien hoe lekker waggel sy daar rond. Jy weet hoe grappies, julle weet hoe maak julle grappies oor groot mense? Moenie my nou so kyk asof dit net daai pa was nie. Julle maak soos lakens wat te klein is, né? Nou lag hulle en ek bly stil en in my stilte sê ek vir die ou, ek sê vir hom, hoor die ou boet, dis my dogter daai gewees. Julle doodse stilte om my vuur. En ek los dit. Daai ou weet nie wat om te sê nie. Kyk, ek kry nou nog hoendervleis, nê. Kyk, en dit raak so dik. Die atmosfeer raak so dik, nê. Niemand weet wat om te maak van hierdie storie nie, nê. Ek bly net stil. Gaan aan met die ander ouens en die ou kom staan naderhand so. Hy kom staan nie by my so. Hy sê vir my, hy sê wie sy naam is. Ek sê aangename kennis. Dis hoe min ons mekaar ken. Hy sê vir my, hoor jy, hy sê ek vra groot om verskoning. Hy sê ek het nie bedoel om aanstoot te gee nie. Ek sê vir hom, nee, ek lieg man, dit is nie my meisiekind nie. So dis die probleem as jy mense nie ken nie, waar jy jouself in die moeilikheid in kan kry, né? So, hoekom moet ek dit nou vertel? O, ken. Vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. So julle het hom nie so leer ken nie. Nou sê hy,
as julle al van hom gehoor het en as julle van hom geleer het. Wie van julle het al van Jesus gehoor? Wie van julle is al geleer oor Jesus? Double nee? Ons almal, jy word groot, in ons kultuur word jy groot met Jesus. So almal van ons is al van hom geleer. En dis hoekom hy sê, onthou, daai hoe julle was, is nie hoe Jesus was nie, julle het iets anders van hom geleer. En die gaan my les nou met jou begin. Hoe gebeur dit? Kom ons lees net hierdie gedeelte gou klaar. Hy sê, as julle ten minste van hom gehoor het en hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, sien julle herhaal in Romeine 12, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en in heiligheid. Maar nou moet ek dit aantrek. Hoe gebeur dit? En dis waar ek wil uitkom vandag. Hoe gebeur daai proses? Hoe kom ek op daai plek? Want dit is maklik om te sê trek Christus aan. Daar is sekere goed wat jy moet fisies moet begin doen. En dis waar jy moet verstaan, hoe vernuwe jy jou gedagte? Die mees praktiese voorbeeld wat ek vir jou kan gee. Hendrik kan vir 'n oomblik gaan sit, dankie. Die mees praktiese voorbeeld hoe ek vir jou kan probeer help vandag, is wie van julle het al ooit 'n rekenaar gaan koop? As jy 'n rekenaar koop, nou ek praat nou van baie jare terug, die ding het al seker 'n bietjie verander. Maar as jy 'n rekenaar gaan koop het, 'n PC, jy koop hom en jy kom by die huis en jy sit hom aan, jy skakel alles aan, kan jy onmiddellik op daai rekenaar begin werk? Hoekom nie? Jy het hom ingeplak, alles kom aan, hoekom kan jy op hom werk? Ek kan nie hoor nie. Jy moet wat doen? Jy moet eers 'n program op hom laai. Ek dink hulle noem dit 'n operating system. Julle IT ouens, wees genadig met my, nee, jy moet nou nie hier sit en sê, ja wag, ek het jou nou. Dis 'n operating system wat jy moet laai, nee. En as jy daai program laai, dit sal seker ietsie soos 'n Windows wees, of wat is daar nog? Microsoft Office, ja, dis hy, of wat? Okay, blyk my julle is net so onkundig soos ek, so hierdie gemaklik gaan, nee. So jy laai daai program op. En daai program wat jy op die rekenaar laai, dit word op sy wat gelaai, Jacques? Op sy harde skyf, is ek reg? Nee? So jy laai hom daarop en dit gee jou nou die vermoë om sekere funksies te kan verrig op daai rekenaar. Een van die goeders wat jy laai op daai program van jou is, jy wil gewoonlik inligting stoor in daai rekenaar, is ek reg? So nou is het ons files, ons het folders, nee. En bly nou saam met my, want ek praat met jou oor jou gedagtes, want ons wil uitfigure, hoe change ek my mind, nee? Jy en ek moet verstaan, dat toe jy geskape is, as mens, toe jy as 'n babietjie, die fisiese babietjie gebore word, nee? Die Bybel sê, ons is in sonde gebore, nie met sonde nie. So dit beteken, jy's in 'n wêreld ingebore, maar jou natuur is geprogrammeer om sonde te kan doen. Is julle by my? Daai program is gelaai op jou stelsel. Jy kan sonde doen. So wat gebeur nou met jou en my? En net om die punt vir julle te illustreer, so vandat jy gebore word, word jy sekere goed geleer, jy word aan sekere goed blootgestel. Ons almal wat kinders het, weet, dat jy moet jou babietjie sekere goeders leer. Hulle kyk na jou, hulle hoor, hulle observeer. Nou leer jy jou kind. Wie van julle moes ooit jou kind leer om stout te wees? Wie van julle moes jou kind leer om selfsugtig te wees? Die twee boeties of die twee sissies daar op die mat speel met hulle speelgoed. Moes jy by hulle gaan sit en vir hulle gaan sê, hey, moenie daai pop vir jou sussie gee nie. Hou hom vir jouself. Jy deel nie, as jy deel kamer toe. Is dit wat julle moes doen? Moes jy jou kind leer om stout te wees? Nee. Moes jy jou kind leer om tantrums te gooi? Maar ek weet nie, ek ken party van die ouers. En ek weet van hulle kan goeie tantrums gooi, so die kind het dalk daar geobserveer, maar die idee is,
Jy het nie gesit en vir hom gaan sê, dit is hoe jy nou 'n tantrum gooi nie. Waar kom dit vandaan? Hoor julle wat ek probeer sê? Hy's geprogram, en nou begin hy in daai sondige natuur, nou begin hy dit aanleer, hy sien dit, hy hoor dit, en hierdie liggaampie van hom begin dit te doen. So nou is ons hardste werk om ons kinders maniere te leer. Ons moet hulle leer om te deel, ons moet hulle leer om gehoorsaam te wees. Jy het nie nodig om jou kind te leer om te jok nie. Jy het nie nodig om vir hom te leer om ongehoorsaam te wees nie. Ons moet die teenoorgestelde moet ons vir hulle leer. Soos wat jy groot word en jy goedes observeer en sien, is daar sekere inligting wat gelaai word binne in hierdie verskillende files. Help ons gou daar, Jacques. Nou ons nou jou denke toe. Nou ons praat nou van die ou mens. Ons gaan nou praat van hoe jou ou mens se denke lyk. So daar's nou verskillende files daar binnekant hier in jou gedagtes. Vir verskillende scenario's in jou lewe, vir verskillende situasies. Jy sal byvoorbeeld, jy het geleer met wat jy geobserveer het en wat jy gesien en wat jy gehoor het elkeen van ons 'n sekere manier hoe ons oor bekommernis reageer. In ander woorde, jy het gesien en gehoor by jou maale, wie aan blootgestel was, het jy gesien en gehoor, wat gebeur wanneer hulle bekommer is. En as hulle bekommernis het, dan terwyl jy dit sien, het jy 'n file gekreë of inligting ingetik om te sê, dit is hoe jy optree wanneer jy jou bekommer. Punt 1. Raak senuweeagtig. Punt 2. Raak mal. Punt 3. Begin skree. Hoe is mense wat lyk my wat weet, nee? Punt 4. Kou jou toenails. Punt 5. Begin negatiewe goed praat. Punt 6. Maak benoude spronge. Punt 7. Hou aan grou. You get the point. So nou wat gebeur is, soos wat jy groter word, begin daai file wat gecreate is, nê, begin jou default word. In ander woorde, jy kom op 'n plek in jou lewe dat jy nie eers meer nodig het om die file te gaan klik en oop te maak en te moet lees. Okay, wat moet ek nou alles doen nie? As daar bekommernis op jou pad kom, onmiddellik, in 'n split sekond, begin jy doen wat in daai file geskryf is. Nee? Dis wat met ons gebeur. En jy raak so proficient, geoefen. Jy raak so goed in dit, dat dit is hoekom ons sê dat dit raak jou natuur. En dis hoe jou sondige natuur laterand begin funksioneer. Jy het nie meer nodig om te dink oor jy gaan sondig dink of optree toe jy ou mens was nie. Dit is jou natuur gewees. Nou sê die Bybel dat ons daai ou mens met daai verkeerde gedagtes, ons moes hom nou begrawe, ons het hom nou afgelê. Maar die probleem wat ons het is dat daai ou manier van dink, daai ou gedagtes verdwyn nooit nie. Dis nie iets wat jy kan weggooi, kan delete en dis nooit ooit meer daar nie. Dat jy nooit meer hoef te sukkel nie. Al wat nou gebeur is, hy sê die ou mens moet begrawe word, jy lê dit af. Dis hoekom Jesus sê ons daagliks wat moet doen? Jou kruis opneem, jou self verloon en agter hom aanloop. Elke dag. Hoekom? Want elke dag is jou vlees reg om te sê, hier's ek, pick me, pick me, pick me, pick me. Want nou met jou gebeur het is, jy die ou mens het jy nou afgelê, jy's gedoop, jy het wedergeboorte ervaar, jy's gedoop, maar omdat jy nou 'n wedergeborene is, wat is jy nou? Jy's 'n baba. Net soos hierdie baba hierdie kant geleer moes word, en daar inligting in die files ingetik moes word, net so hierdie kant, sit ek en jy nou met die nuwe mens. Maar nou moet daar inligting hier ingelaai word. En dis wat ons lewenslang, ons hoor van Jesus. Ons het al hierdie kennis, het ons. Wat jou sondige natuur aanbetref, wat jou 'n sondaar gemaak het is, dat jy op hierdie ou gedagtes het jy gereageer. Jy het uit hierdie inligting uitgeleef. Die probleem met ons as kinders van die Here is,
die meeste van ons leef nie uit hierdie kennis wat ons het nie. So nou moet ons begin om nuwe files, die files wat ons het, moet ons nuwe inligting voorgee. Want onthou, die vrees, daai angs, wat was van die ander goeters gewees wat ons daar gehad het, sorry Jacques, die bekommer oor finansies, daai files is daar. Ons moet net nuwe inligting inskryf, binne in daai in. So, wat doen 'n mens nou? So nou gaan jy na die nuwe mens toe. This folder is empty. Onthou wat ek nou gesê het van wedergeboorte? Daai folder is empty. En dis hoekom hy gelaai moet word met inligting. So nou, daai inligting kry ons net in God se woord. Want hier's die ding. Wie van julle het almal vir Jesus gesien? Wie van julle het skouers met hom geskuur? Wie van julle het saam met hom gesit in visbraai langs die see? Wie van julle was by gewees toe hy die dooie meisietjie opgewek het? Was enige een van julle ouens daar gewees toe hy die prostituut vergifnis gegee toe almal daar so aangekla het? Was enige een van julle daar? So nie een van ons het Jesus in sy fisiese mens leer ken nie. So hoe leer ek en jy Jesus dan ken? Uit sy woord, uit sê vir iemand langs jou uit sy woord uit. En dis hoekom as jy nie God se woord ken nie, gaan jy nie kan sê dat jy Jesus ken nie. Ons het hom hier leer ken, in geregtigheid en in heiligheid. En dis nou die proses wat ons moet begin gebeur. Wat het Jesus vir ons oor dit gesê? Hy kom, en onthou wat het hierdie stukkie gesê, julle het Jesus nie so leer ken nie. Ek gaan vir hierdie gedeelte lees in Matteus 28. En julle almal ken hierdie gedeelte. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. Sê so 'n bietjie leer hulle. En hier is die volgende gedeelte wat ons mis. Die volgende gedeelte sê en leer hulle om alles te hou vas. Wat beteken dit om te onderhou? Doen het. Leer hulle hoe om dit te doen wat ek vir julle geleer het. En dis ons probleem. Ons het die kennis, maar baie min van ons weet hoe om dit toe te pas in ons lewens. En dit is hoekom die meeste van ons nog steeds sukkel met hierdie verdomde camouflage baadjie. Dis hoekom ek en jy nog steeds met hierdie ding spook, met die ou mens. Ons die hele tyd met die ding in die worstel. Want ons kom nie op 'n plek waar ons die inligting wat ons het om uit dit uit te leef nie. Ons sien dit in die beradingskamers as mense by ons kom vir berading. Hulle daag op dan hulle issues in hulle lewens. Dan kom jy en dan dryf hierdie duiwels uit. Party mense moet jy goed indryf, maar die meeste dryf ons uit. En dan voel mense vry. En mense voel verlig. En hulle voel amazing en is great want hierdie ding wat jou vasgehou het in jou lewe is nie meer daar nie. Maar hulle vergeet die gedeelte in die Bybel wat sê dat daai demoon wat jy uitjaag, hy gaan na droë en waterlose plekke toe. En die Bybel sê na 'n tyd kom hy terug. Dan kom kyk hy wie het hierdie space geoccupy. Waar hy uitgejaag is, wie het nou daar kom intrek? En as ek en jy nie daai space, as ons nie daai gedeelte van ons menswees, ons gedagtes vul met Christus en met sy woord nie, dan gaan hy en hy gaan haal 7 erger, en dan kom daai 7 erger en hulle kom trek weer terug in. En dis hoekom ons het 'n call gemaak so ruk terug met ons beradingsspan. As mense nie kan verstaan die verantwoordelikheid wat hulle het om hulle gedagtes te laat vernuwe nie, want onthou die Here doen dit nie vir jou nie. He doesn't change your mind. He gives you the information. Hy gee vir jou die lering, dis jou verantwoordelikheid om dit te gaan toepas. En hoe meer jy dit doen, hoe meer jy daai inligting wat jy het, gaan toepas, hoe meer begin jy sien, ek is besig om te groei. Dis hoe jy volwasse word. Jy word volwasse wanneer jy hierdie woord inneem en wanneer jy dit drink. Kyk gou wat sê
Petrus, 1 Petrus, is amper agter in jou Bybel. 1 Petrus 2. Vers 1. Hoor die trant, is dieselfde as al die ander skrifte. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, lê dit af. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan groei. So die enigste manier hoe jy kan groei om te word soos Jesus, is wanneer jy soos 'n babatjie smag na melk en dit nodig het om te groei, wanneer jy God se woord vat en jy dit drink en jy dit toepas, gaan jy begin sien, hey, ek is besig om te groei. So hoe doen ons dit? Waar sien ons 'n voorbeeld van hoe doen jy dit? Jesus is in die woestyn, hy word versoek vir 40 dae. Julle almal ken die storie. In daai 40 dae lees ons net van 3 versoekings wat met hom gebeur het. Die duiwel kom na hom toe en hy sê vir hom, hy moet die klippe vat en hy moet dit wat maak? Brode. Hy kom en hy sê vir hom, hy moet op die tempel gaan staan en wat doen? Afspring. En hy vat hom en hy sê vir hom, al hierdie koninkryke van die wêreld, nê, is myne. Wat moet jy doen? Buig net voor my neer. En elkeen van daai insidente, en elkeen van daai versoekings en daai aanslae, wat het Jesus elke keer gedoen? Daar staan geskrywe. So waartoe het Jesus gegaan? Woord toe. Hy het die woord gebruik. Sy gedagtes, sy manier van dink was nou gevorm. Die informasie wat hy gehad het van wanneer ek gekonfronteer word met iemand wat my versoek, is daai file geskryf en hy gaan klik op hom en hy gaan onmiddellik soontoe en hy sê, daar staan geskryf. En Jesus leef uit dit uit. Maar, dis hoekom net om die kennis te hê is nie goed genoeg nie. Jy moet dit verstaan. Want in daai storie kom die duiwel en toe hy sien, Jesus sê die hele tyd, daar staan geskrywe, toe sê hy, nee, wag, kom ek trek 'n ander een op jou. So toe hy weer vir Jesus versoek om te sê, spring hier van die tempel af, toe gebruik hy die Bybel, onthou julle, en hy sê, maar daar staan geskrywe, God sal sy engele aangaan en jou bevel gee, dat jy op jou hande sal dra, dat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp. As jy nie die skrif verstaan nie, stamp die duiwel jou daar. Sê, sjoe, ja, nee. En weet jy wanneer gebeur dit? Wanneer ek en jy moeilike keuses in ons lewens moet maak. Wanneer daar goeders is wat krities is in ons lewens. En jy gaan praat met die Here en daar's hierdie worsteling hier binne in jou, jy sien, jou vlees skree aan die een kant en jou geesmens aan die ander kant, maar jy hinker eintlik na hierdie begeerte, na hierdie ding toe. As hy kom en hy gebruik die skrif om dit te regverdig, vat jy dit. En dan is jy in die moeilikheid en dan seer en dan is tragedie en hy steel en hy slag en hy verwoes en dan is jy kwaad en vir wie is jy kwaad? Here, want u woord het dan, ek het dan daai skrif gekry. Maar omdat ons nie die konteks van dit verstaan, omdat ons nie die konteks ken nie, Jesus het die konteks geken. So toe die duiwel vir hom daai ding bad, toe sê hy, maar daar staan ook geskryf. Jy mag die Here, jou God, nie versoek nie. En dit is die proses wat ons mee besig is. Ons is besig om daai folders, is ons besig om nuwe informasie voor in te tik. Wanneer jy met 'n finansiële krisis sukkel, wanneer jy sukkel om deurbraak te kry in jou finansies en die vyand vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie, waar is die Here? Wat gebruik jy? Wat het jy waaruit jy leef op daai oomblik om jou te laat staan? Hoe dink jy as 'n kind van God? Ons gebruik nou finansies want die meeste van ons lewens word deur finansies geraak. Hoe redeneer jy as kind van God oor jou finansies? Wat maak jy met jou geld? Hoe spandeer jy jou geld? Nou raak dit stil. Maar wat is die informasie wat daar geskryf is in jou folder, in hierdie nuwe mens, oor finansies? Maak jy met jou geld soos jy wil, spandeer jy dit soos wat jy wil, soos toe jy hierdie kant was? Of besef jy dat as koninkrykskind, jy moet nou begin besef, dat jou finansies moet nou gekoppel word aan God se koninkryk se ekonomiese beleid. Maak dit sin? So ek en jy moet daar werk met ons finansies soos wat God sê, soos met jou huwelik. As jy hierdie kant is jou huwelik iets totaal en al anders, maar nou dat jy kind van God is, nou verstaan jy, Jesus, maar weet jy wat, my huwelik is eintlik iets heiligs. God het my saamgevoeg met 'n maatjie wat by my pas.
Ek verstaan nou skielik my huwelikse funksie is nie nou net om gelukkig getrou te wees nie. Ek verstaan nou dat my huwelik is daar om gebruik te word om God se koninkryk te vestig. Want is die voorbeeld van die kerk in Jesus Christus. Maak dit sin? Maar ek moet dit weet. Ek moet daai kennis moet ek hier uitkry. So wanneer die vyand aan my toe kom oor die finansies en hy kom karring met my, dan moet ek kan onthou, maar weet jy wat daar staan geskrywe in Filippense 4 vers 9 dat God is by magte om vir my te voorsien in al my behoeftes volgens die rykdom van sy genade. Vyand, jy kom sê vir my, God het vir my vergeet, ek gaan nie deurkom nie. Die woord sê vir my, God sê, hy sal vir my voorsien in al my behoeftes. Hoor julle wat sê? As jy met vrees gekonfronteer word, want onthou, daai goed gaan nie weg nie. Ons is nie gevrywaar van dit nie. Nou kom vrees, vir wat ook al die rede, wat ook al die situasie is. Nou word jy gebombardeer met vrees. Die nuwe mens wat met Christus bekleed is, daai nuwe mens weet wat sê die woord van God oor vrees. 2 Timoteus 1 sê vir my wat? God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So vrees, jy's 'n gees. Maar hy het wel vir my 'n gees van krag, van liefde en van selfbeheersing gegee. So Satan in die naam van Jesus, get. Hoor julle? Dit is hoe jy begin om te groei. Dis hoe jy begin om volwasse te word. Maar as jy nie hierdie kennis het en weet hoe om dit toe te pas nie, ouens, gaan ons babas bly. Gaan jy tevrede moet wees om meer onder jou omstandighede te wees as wat jy iemand is wat oor jou omstandighede heers. Amen. En dis wat ek by jou wil los vandag. Ek wil jou vra dat jy sal verstaan vandag en sê, Here, ek besef dalk vir die eerste keer hoe werk hierdie ding. Hoe lyk hierdie folders van my? As 'n nuwe mens, as 'n kind van God. Waarmee is daai folders gelaai? Wat se inligting is daar binne ingeskryf? Ons almal weet wie ons is. Jy weet in jou diepste, weet jy hoe jy optree in sekere situasies? Jy weet hoe jy dink oor sekere goeders? Jy weet hoe jy voel oor sekere goeders? Hoekom is dit nog so? Hoekom leef ek en jy nog so sterk uit hierdie files uit? Hulle gaan nooit weggaan nie. Hoe meer jy uit hierdie file uit leef, hoe meer jy hierdie doen, hoe meer jy aan hierdie vasklou, hoe meer gaan jy sien dat jou default begin verskuif. Voor jy jouself kry, gaan jy sien dat jy gaan begin optree hierso, sonder dat jy hoef te dink, gaan jy goddelik optree. Gaan jy die regte ding sê, gaan jy die regte reaksie hê. Maar jy moet jou in dit beoefen. Want hierdie kant was ons sterk geoefen in dit gewees. En dit is hoekom hierdie by mekaar komste. Ouens, dis hoekom wanneer jy Bybel lees, dis hoekom wanneer ons vir jou hierdie goed uitstuur, jy kan dit nie net meer lees nie. Jy moet 'n dader van die woord word. Onthou julle Jesus het daai gelykenis vertel van die huis op die rots en die huis op die sand? Wat was die verskil? Die een het gehoor en gedoen, die ander een het net gehoor. Which one are you? Waar staan jy, my boetie en sussie? En dis nie om jou te laat sleg voel nie, dis net om vir jou 'n duidelike prentjie te gee dat jy kan sien, maar hey, God wil hê jou huis moet op 'n rots gebou wees. Hy wil hê as die storms aangerol kom, moet jy staande bly. Halleluja! Dis wat hy vir jou wil hê. Hoe aklig is dit wanneer jy sien jou kinders hou aan om dieselfde foute oor en oor te maak en hulle bly seer kry. Dis hoe God oor ons voel. Want hy het vir ons alreeds alles gegee sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Halleluja! Staan saam met my asseblief. So my versoeking is om vir jou te vra, vir jou te sê, bid vanoggend en vra, Here, kom reprogram my gedagtes. But he doesn't do that. Hy doen nie dit nie. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jy wat daai inligting moet vat en jy moet dit gaan inskryf en jy moet begin om uit dit uit te leef. So ek dink die gebed wat ons moet bid vanoggend is, Here, maak ons gehoorsaam. Dis hoekom Jesus in Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar. Luister na daai kennis wat julle van my het, wat julle van my geleer het. Asseblief, gebruik dit, reageer op dit, sodat jy jou beste lewe kan leef.
Julle die Ou Testament toe God die wet vir die volk gegee het? Wat het hy vir hulle gevra? Hoekom moet hulle die wet gehoorsaam? Sodat dit goed kan gaan met hulle. Sê vir iemand langs jou vader wil hê dit moet goed gaan met jou. Maar jy moet daai nuwe files moet jy create. So asseblief bid dit saam met my volgens. Here Jesus, kom help ons om hierdie nuwe files te skryf. Vol te skryf van u woord. Dat ons daai inligting wat ons by u gekry het, Here, daar inskryf en sal begin om dit te doen. Sodat hierdie proses aan die gang kan kom. Want elke keer wanneer ek uit daai file uit optree, elke keer wanneer ek optree soos wat Christus vir my gesê het, is ek besig om een treetjie meer soos Jesus te word. Ek is besig om in een faset van my lewe meer na sy beeld gelykvormig te word. Ons bid dat u kerk sal gehoorsaam word, Here, dat ons sal begin luister. Dat ons daders van die woord sal wees. U gee vir ons al die kennis wat ons nodig het. It's our responsibility to act upon that. Here, mag ons bekend staan, mag die roemers van ons rondloop soos van die eerste kerk. Mag mense ons ken aan die vrug in ons lewens. Mag mense sien aan ons liefde vir mekaar, dat ons kinders van God is. Mag mense sien hoe ons optree, hoe ons praat, hoe ons reageer. Mag hulle daar iets sien van u koninkryk. Mag ons vir hulle die beeld van Christus demonstreer. In ons dade, en in ons lewenswyse. En Here, kom help ons. Kom help ons asseblief. Ons het laasweek gepraat van om swak te wees. Kom help ons waarvan hierdie ou maniere van dink, hierdie ou denkpatrone wat ons het. Here, wat soms nog sterk in ons lewens is. Here, help ons om nie daai folder oop te maak wanneer die versoeking daar is nie. Gee vir ons genade, kom praat met ons Heilige Gees om vir ons te wys, wat gaan die gevolg wees van wanneer ons aanhou om uit daai ou manier te dink?